Goeiemôre vriende, hier op Klein Saterdag. Dit is Woensdag die 7de Mei 2025. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Kom ons raak stil vriende en ek wil vanoggend Psalm 23 vat, sommer as gebed vir ons almal. So kom ons maak die oë toe en dan sê ek vir ons Psalm 23. Vader, U is ons herder. Ons kom niks skort nie. Dankie dat U ons laat rus in groenwy velde en ons bring by waters waar daar vrede is. Dankie dat U ons nuwe krag gee. Dankie dat U ons op die regte paaie lei tot eer van U naam en selfs al gaan ons deur donker diepte sal ons nie bang wees nie, want U is by ons. In U hande is ek veilig. Vader, laat ons aansit by 'n feesmaal terwyl ons teenstanders moet toekyk. Dankie dat U ons vang soos 'n eregas en ons oorlaai met hartlikheid. Dankie vir die goedheid en die liefde wat ons lewe lank by ons bly. En dankie dat ons sal tuis wees in die huis van U tot 'n lengte van dae. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, die volgende gedeelte in Spreuke 22 is eintlik, hy het so 4 stukkies eintlik, julle sal nou sien hoekom. Dis eintlik waar die spreukedigter sê, en ek dink amper hy praat meer, amper met jonger mense, maar ek dink hy praat maar met ons almal hierso, waar hy sê, ek onderrig juis vir jou vandag, sodat jy op die Here kan vertrou. Kom sê hy. Ek skryf vir jou belangrike voorskrifte neer, om jou leiding te gee, en die nodige kennis, sodat jy die waarheid sal erken, die woorde waarop jy kan vertrou en 'n betroubare verslag kan gee as iemand jou stuur. En dan gaan hy en dan sê hy, wat is dit waarin hy onderrig? Wat is dit waarin hy die voorskrifte wat hy neerskryf? Wat is die leiding wat hy gee? Dan kom ons by vers 22. Moenie 'n arme mens te kort doen, omdat hy arm is nie. Moenie 'n arme mens te kort doen, omdat hy arm is nie. En vriende, ek dink dit is baie prakties hierso, né? Moenie omdat hy arm is, moenie hom uitbuit verder nie. Omdat hy arm is en jy weet hy nie baie het nie, daarom kan jy maar vir hom, kom ek sê hy werk in jou tuin of hy werk ergens, dan bied jy hom R50 aan. Ek vat hom net 'n voorbeeld, né? Moenie dit doen nie. Wanneer jy so 'n persoon in jou firma aansluit, hy's klaar arm, jy weet, hy's uitgelewer, hy's eintlik uitgelewer in jou genade, en jy gee nie hom vir wat hy werd is nie. Die spreukedigter sê, moenie 'n arme mens te kort doen, omdat hy arm is nie. Nee, ons moet baie mooi daarna kyk. Hy sê, moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie, en dit is ongelukkig wat baie keer gebeur het, is wanneer mense geld het, vriende, dan kan hulle die beste prokureurs en die advokate aanstel, en dan jou hulpelose wat nie kan bekostig om 'n goeie advokaat en 'n goeie prokureur aan te stuur nie. Hy word dikwels in die regspraak, word hy vertrap, ne? En dit is wat die spreukedigter kom sê, hy sê, moenie die hulpelose vertrap nie. So as jy in 'n posisie is waar jy moet hof toe gaan, kyk mooi daarna, moenie luister altyd wat die prokureurs en die advokate sê, jy moenie skuld erken nie. Erken jou skuld, as jy strooi droog gemaak het, erken jou skuld, as jy nou nie strooi droog gemaak het, heeltemal iets anders. Maar as jy strooi droog gemaak het, moenie 'n prokureur kry om jou te kom verontskuldig oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Dan vertrap jy die hulpelose in die regspraak, né? So kyk daarna, wees op die uitkyk daarna. Dan die derde enetjie wat saamval hier. So hy sê, die Here sal hierdie hulpelose en hierdie arme mense saak behartig, en die wat hulle beroof van die lewe beroof. Nee, kom sê die spreukedigter. Die spreukedigter kom waarsku ook die mense, moenie 'n arme mens te kort doen nie, moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie. Die Here sal op die end sy saak behartig. Die Here sal oordeel. Daai oordeel wil ek en jy nie op onsself ooit hê nie. Dis wat die spreker sê, ek onderrig jou juis vandag, sodat jy op die Here kan vertrou. Ek skryf vir jou belangrike voorskrifte neer, en die nodige kennis, sodat jy waarheid sal herken, en die woorde waarop jy kan vertrou, en in 'n betroubare verslag gee as iemand jou stuur. Moenie 'n arme mens te kort doen nie, en moenie die hulpelose vertrap in die regspraak. Want die Here sal hulle saak behartig, en die wat hulle beroof van die lewe beroof, wat die spreukedigter
vir ons sê. Daarom is vorige stukkie, wees opreg. Wees opreg, dat jou ja is, jou nee. Moenie hidden agenda sê nie, as jy droog maak, sê dit, vat die gevolge. Dan het almal respek vir jou. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.